Goeiemôre liewe vriende en welkom by die volgende episode van Koffie vir jou siel. Vandag is die 12de Januarie 2026, ons titel vir vandag Gemeenskap met God en ons tema Boustene vir jou tyd met God. Vandag gaan ons ondersoek wat ek hoop die vrug is van elke dag se oordeenking. Gemeenskap met God. Ons dien 'n God wat eenvoudig daarna streef om by ons te wees. Elke oomblik van elke dag is 'n kans om God in te laat, om in 'n werklik herstellende verhouding met hom te leef. Mag God ons al hoe nader aan hom lei, terwyl ons 'n ruimte skep waar hy ons met homself kan vul. Die sleutelvers vir vandag kom uit Johannes 15 vers 4 tot 5. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Die oordeenking vir vandag, lewe uit die wingerdstok. Die Christelike lewe is bedoel om te vloei uit 'n diep, ononderbroke eenheid met God. Deur die offer van Jesus woon die Heilige Gees nou in ons en smag daarna om sy nabyheid die fondament te maak van alles wat ons dink, voel en doen. Dit is die lewe wat Jesus in Johannes 15 beskryf. 'n Lewe waar om in hom te bly nie 'n oombliklike geleentheid is nie, maar die bron van ons krag, vrede en vrugbaarheid. Om in Jesus te bly is 'n voortdurende gemeenskap met God, 'n manier van lewe waar die siel in elke oomblik na hom gedraai bly. Hoe meer ons ontwaak tot die werklikheid van ons eenheid met die Heilige Gees, hoe meer erken ons absolute behoefte aan sy tasbare teenwoordigheid. Enigiets minder word onhoudbaar, want ons harte is gemaak om in die voortdurende bewustheid van God te leef. Miskien vind jy jouself bewus van God, maar ken hom nie werklik nie. Transformasie begin wanneer ons harte weer en weer na hom draai, aan hom dink, hom lief hê en waar ons skatte in sy teenwoordigheid vind. Soos ons ontwaak tot die waarheid dat God nie ver weg is nie, maar intiem met ons verenig is, ontvlam sy liefde, 'n begeerte na 'n dieper gemeenskap en 'n leefstyl wat deur sy nabyheid gevorm word. God is oneindig kenbaar, meer as wat enige persoon ooit kan wees. Omdat sy Gees in jou woon, kan hy sy gedagtes, sy hart en sy liefde openbaar op maniere wat menslike kommunikasie oortref. Hy spreek gees tot gees en nooi jou uit tot 'n diepte van verhouding wat beide eg en transformerend is. Die vraag is nie of God geken kan word nie, maar of ons lewens rondom hom sal fokus. Neem vandag tyd om in hierdie eenheid te rus. Vra die Heilige Gees om sy nabyheid op vars, tasbare maniere te openbaar. Terwyl jy oomblik vir oomblik in hom bly, mag jou dag gekenmerk word deur sy teenwoordigheid, sy vrede en die vrug wat slegs kom uit die lewe wat in die wingerdstok geleef word. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? God is eindeloos geduldig en onfeilbaar goedhartig. Hy smag daarna om by jou te wees, nie van 'n afstand af nie, maar op 'n manier wat jou hart met sy vrede vul en jou lewe in sy liefde anker. Soos jy deur jou dag beweeg, soek sy aangesig in elke oomblik en laat sy teenwoordigheid jou gedagtes, jou tempo en jou perspektief vorm. Moenie tevrede wees met 'n gewone dag wanneer God jou die volheid van die lewe bied wat slegs in hom gevind word nie. Wandel met 'n ontwaakte bewustheid van sy nabyheid en laat sy liefde die bestendige ritme van jou siel word. Mag elke oomblik vandag gekenmerk word deur die stil, transformerende wete dat hy by jou en vir jou is. Die aanbiddingslied vir vandag is deur Aaron Williams, getiteld Abide.
for my waking breath, for my daily bread. I depend on you. I depend on you for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on you. Yes, I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I'm following, I depend on you. Yes, I depend on you for the victories still in front of me. I depend on you. Yes, I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours, forever you're mine. Draw me close and teach me to abide. When I pass through death, as I enter rest, I depend on you. I depend on you for eternal life, to be raised with Christ. Oh, I depend on you. Yes, I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours, forever you're mine. Draw me close and teach me to Would you teach me? Would you teach me to abide? Here I am, Lord. Would you teach me to abide? Would you teach me? Would you teach me?
Yes, I depend on you. I depend on you. Oh, I depend on you. Yes, I depend on you. I depend on you. I depend on you. Kom ons bid saam. Vader God, laat U goedheid my strewe stil maak en U geduld my siel stabiliseer. Leer my om U aangesig in elke oomblik te soek, om wakker te leef vir U nabyheid en geanker in U onfeilbare liefde. Haal my uit gewone ritmes en in die volheid van die lewe wat U vir my begeer. Merk my dag met U teenwoordigheid, vorm my gedagtes met U vrede en laat my hart rus in die vreugde van die wete dat U met my is. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ons kan ook verder in die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Psalm 73 vers 28. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al die werke bly vertel. Hierdie is 'n verklaring dat nabyheid aan God die ware goedheid vir die siel is en die bron van krag is. Die volgende vers kom uit Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Hierdie vers is 'n eenvoudige, kragtige belofte dat God reageer op elke beweging van die hart wat draai na hom toe. En dan die laaste vers kom uit Galasiërs 5 vers 25. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hierdie is 'n beroep tot oomblik vir oomblik gemeenskap. Leef vanuit die teenwoordigheid wat reeds binne in ons woon. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën, ons chat weer, tot volgende keer. Shalom, shalom.